Hy vorder, hy klop een verdediger. Dan, Lindani Entlet laat die vaskop sit, die loskop sit, ekskuus. Hy dra hom daar en hy skort van die doellyn. Weer die voorspeler daar van Nelspruit wat die bal probeer indra. Hulle kan nie vorder tot oor die doellyn nie. En dan vorder hulle tot oor die doellyn. Die bal is nog steeds beskikbaar. Strafskop sê die skeieregter, strafskop voordeel. Wat is die beslissing? Skeieregter hy soek hulp van sy assistente af. Nelspruit voel hulle het hom gedruk. Strafskop vir Nelspruit. En Nelspruit hulle dra hom net kort van die doellyn. Dan Wian Lou, die onderkaptein in die agste man, hy gaan druk hom. 1,5 minuut oor. Ewan van der Merwe, hy gaan vandag moet skop. As dit om die telling 27-29 te maak, dit is nou 25-29 met Wian Lou wat gaan druk het. Hy klits om deur die pale. 27-29, 'n strafskop of 'n skepskop, wen hom van Nelspruit. 1 minuut oor sê die horlosie. Kempton Park. Hulle gaan nou hulle storie moet ken. Hulle sal die bal baie graag in Nelspruit se gebied wil hou. Diep afgeskop, dit was te wagte gewees. 40 sekondes oor op die horlosie. Nelspruit gaan hierdie bal moet terug hardloop na Kempton toe. Ranzo Kabela, halwe gaping gevind daar. Steeds met sy hande op die bal. Dan slaan Nelspruit hom aan. Assistent skeieregter, hy wil iets hoor by sy, skeieregter hy wil iets hoor by sy assistent, 'n moontlike hoë duikslag op Kabela. Tyd op die tellbord, horlosie is verstreke. Daar gaan die hoeter. Skeieregter wat daar met die Kempton Park manne praat, hulle stry met hom, dit lyk vir my asof dit 'n strafskop gaan wees vir Nelspruit. Ja. Strafskop van Nelspruit. Vir 'n trip wil dit vir my lyk, sê die skeieregter, 'n speler van Kempton Park wat daar man gepootjie het. Speeltyd is offisieel verby. Ewan van der Merwe, hy skop hom uit. 3 punte is genoeg vir Nelspruit om hierdie wedstryd te beklink. 29-27, ons is nou in rooi tyd. Daar gaan hard mee geding word om die bal deur Kempton Park in hierdie lyn staan. Agter vir Christian Viljoen. Voordeel vir Nelspruit. Ek weet nie of dit 'n strafskop of 'n vaste skram voordeel is nie. Strafskop voordeel as die man in die lug gespeel word. Gaan Ewan van der Merwe lyn toe of gaan hy paal toe? Ewan van der Merwe, hy gaan paal toe aanlê. 'n Geleentheid om die wedstryd te beklink. Nie 'n maklike skop nie. 14-15 meter van die diskantste kantlyn af. Ewan van der Merwe, hy het 'n geleentheid om hierdie wedstryd te wen vir Nelspruit. As hy dit doen, sal dit met 'n skamele 1 punt wees met 'n strafskop op die einde. Kan hy dit doen foutloos met die skopvoet so ver vandag?
En hy skop hom oor. Nelspruit wen hom in die doodsnikke. 30 punte teenoor 29. Ewan van der Merwe, die held van die dag, foutloos met die skopvoet. Hy slaag met 3 strafskoppe, 2 doelskoppe. Hoërskool Nelspruit, hulle wen hierdie wedstryd. 30 punte teenoor 29. Ewan van der Merwe se skopvoet wat uitstekend was vandag. Foutloos met die skopvoet. Rob Roy McGregor, Wiaan Lou en Jandre Oukamp, hulle het 3 gedruk vir die Nelspruiters. Aan Kempton Park se kant, Matthew Vermaak, Etienne Stroebel, Roan Opperman en Johan Olivier wat agter die doellyn gaan kerk. Heinrich Burger, hy het met 3 doelskoppe en 'n strafskop geslaag. Sy 2 gemiste skoppe, 'n strafskop en 'n doelskop wat dalk vir hom bietjie gaan wakker